voor 'n uitgeleese gehoor. Ons lees Handelinge 25 vers 13 tot Handelinge 26 vers 32. Wanneer Porcius Festus as gouverneur oorneem, moet hy darm ons nou behoorlik verwelkom word. En so besluit koning Herodes Agrippa II om 'n staatsbesoek te bring aan Festus om hom baie welkom te laat voel. Hy word vergesel van sy suster Bernice, wat by hom bly. Sy was voorheen met Herodes van Chalkis getroud. En sy is ook die suster van Drusilla, van wie ons in die vorige dagstukkie gelees het. Herodes van Chalkis was Herodes Agrippa II se pa se jonger broer. Probeer jy nou maar self hierdie familieverband uitwerk. Een groot deurmekaar spul. En so kom die koning van Judea en sy gevolg met groot seremonie en fanfare in Caesarea aan om 'n paar dae by gouverneur Festus deur te bring. Festus kan maar net nie vir Paulus uit sy gedagtes kry nie, selfs nie eers gedurende hierdie koninklike besoek nie. Hierdie man het 'n groot indruk op hom gemaak. Dan vertel hy vir Agrippa van Paulus. Hier is iemand wat deur my voorganger Felix as gevangene agtergelaat is. Die Jode wil hom met alle geweld laat skuldig bevind. Maar toe ek hom verhoor, kon ek regtig niks kry wat enigstens tronkstraf kon regverdig nie. Dit het alles gegaan oor twisvrae oor 'n sekere Jesus wat glo dood is. Hierdie man beweer egter dat Jesus nog lewe. Agrippa krap sy kop. Dit maak mos glad nie sin nie. Ja, en toe wil die Jode hê dat ek hom na Jerusalem toe moet stuur sodat hulle hom daar kan verhoor. Ek het eerlik nie geweet hoe om die saak te hanteer nie. Ek was bereid om hom te stuur, maar toe beroep die man hom op die keiser. Hy verkies om eerder in gevangenskap te bly as om deur die Jode verhoor te word. Nou is Agrippa baie nuuskierig. Hierdie Paulus klink na 'n baie interessante karakter. Ek sou baie graag ook die man wil hoor. Ek sal reël dat jy hom sommer môre te sien kry. Die volgende oggend blaas die trompette 'n fanfare wanneer koning Herodes Agrippa en Bernice met groot vertoon die saal binnekom. Al die belangrikste mense is daar, die generaals, elkeen met 'n status. Op Festus se bevel word Paulus ingebring. Hy laat gly sy oë oor die uitgeleese gehoor. Oral waar hy kyk, is net goud en blink edelstene en pronkvere. Paulus besef skielik watter groot voorreg dit is om ook die evangelie te kan deel met al hierdie hooggeplaastes. Mense wat andersins nooit ooit die blye boodskap sou hoor nie. Festus kry eers sy woordjie in. Koning Agrippa en almal hier teenwoordig, hier voor u is die man wat die Jode almal dood wil hê. Nou het hy hom op die keizer beroep, maar ek weet werklik nie wat om vir die keizer te skryf nie. Dit is mos sinneloos om 'n gevangene te stuur sonder dat daar 'n geldige aanklag teen hom is. Koning Agrippa knik sy kop in Paulus se rigting. Jy kan my jou saak stel. Met 'n dramatiese handbeweging wend Paulus hom tot Herodes. Koning Agrippa, ek ag myself uiters gelukkig dat ek my vandag juis voor u teen al die beskuldigings van die Jode kan verdedig. Veral omdat u so goed bekend is met al die Joodse gebruike en twisvrae. Ek versoek u dus om geduldig na my te luister.
Dan begin Paulus deur te vertel hoe dat hy in Jerusalem groot geword het en dat almal hom daar baie goed ken. Almal weet dat hy 'n fariseer was en hoe nougeset hy die Here gedien het. Hy vertel van hoe dat hy Christene vervolg het en uiteindelik dan sy ontmoeting met Jesus op die Damaskuspad. Hy vertel van Jesus wat moes ly, maar dat hy uit die dood opgestaan het. Hy het die lig aan die Jode sowel as die heidenasies gebring. Paulus, jy is mal, skree Festus. Jou groot geleerdheid maak jou mal. Nee, u edele, ek is nie mal nie, maar onder leiding van die Heilige Gees praat ek die waarheid. Dan wend hy hom tot die koning. Koning Agrippa, glo u die profete? Ek weet dat u glo. Die koning is totaal uit die veld geslaan. Jy dink, jy kan sommer gou van my 'n Christen maak, né? Ek bid God, dat nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister, sal word soos ek is, net sonder die boeye. Daarop staan Agrippa en sy gevolge op. Hy is nie gewoond dat 'n tronkvoël hom in die openbare aanvat nie. Terwyl hulle uitloop, sê Agrippa vir Festus, hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hy kon nou vrygelaat gewees het as hy hom nie op die keiser beroep het nie. Wanneer ons die gedeelte in die Bybel lees, sien ons dat die Christelike geloof nie maar net berus op die een of ander ideologie nie, maar dat alles gegrond is op historiese feite. Jesus se kruisiging en opstanding word nie betwis nie. Daar was talle getuies wat die dinge met hulle eie oë sien gebeur het. Ons sien egter ook hoe dat Paulus 'n koning reguit konfronteer met die evangelie. Dit kos waagmoed, maar hy doen dit met die krag van die Heilige Gees. Ek en jy het daardie selfde krag vandag steeds tot ons beskikking. Kom ons bid. Here, dankie dat ek vanoggend weer eens kan besef dat alles oor u waar is. Gee my ook asseblief soos Paulus daai moed om van u te kan vertel wanneer die geleentheid hom voordoen. Amen.